Al weet jy absoluut niks van tennis nie, dan ken jy tog die naam John Loughney de Jager. Jal, baie welkom weer eens hier by ons. Daar was absoluut niks in jou geboorte, dalk in jou grootwordjare ook, maar spesifiek die dag van jou geboorte, wat 'n aanduiding gegee het dat jy hierdie hoogte sou bereik nie. Inteendeel, jy moes niks van hierdie goed kon gedoen het nie. Celine, ja, ek was baie gelukkig geweet dat ek 2 ouers gehad het en ek noem hulle my coaches van die lewe wat nie geglo het wat dokters gesê het nie. So toe ek gebore is, my hart gaan staan. Hulle het my inspuiting gegee, die senuwee in my regterbeen raak gespuit en ek het net 10% gebruik van my senuwee in my regterbeen. So ek kan glad nie my tone beweeg nie. My een been is korter as my ander been en hulle het gesê ek sal nooit kan sport doen nie. So gelukkig het my ma en my pa nie geluister na wat die dokters gesê het nie en ek mag nie kaalvoet geloop het nie tot ek 18 jaar oud was. Op jong ouderdom het my pa gesê gooi jou skoene weg, loop kaalvoet en dit het my regtig baie gehelp. So ja, dit maar net ek het nie limits in my lewe nie, enigiets is vir my moontlik. En partymal is dit frustrerend vir mense want ek gou en ek sien nie onmoontlik altyd raak en so ek was bevoorreg. My ma en my pa was die rede gewees waarom ek so dink. Ja, maar jy het gesê dat jou ma se hart ook gaan staan het en eers het ek gedink jy bedoel dit figuurlik dat sy so groot geskrik het oor wat met haar kind gebeur het. Maar dit het regtig gebeur. Dit was regtig 'n traumatiese dag. Ja, nee, dit was 'n traumatiese dag. Ek het my ma kon nie narkose vat nie en sy het 3 kinders gehad. So ek het so gedink het na die eerste een sy opgehou het, maar as jy my ma geken het dan was dit maar net dit soos sy is, haar persoonlikheid. Ek was baie bevoorreg geweest. Ja, so ek sê ek het 2 great ouers gehad wat my groot gemaak het en 2 sissies wat altyd daar was. Ja, wat het dit jou geleer oor sterk wees en om die professionele loopbaan te bou wat jy terwyl gedoen het? En dit moes sekerlik die sterk fondasie gevorm het waarop alles gebeur het. So Lenie, die ongelooflike ding vir my was dit my ma het my nie groot gemaak met iemand wat 'n gebrek het nie. En ek het 'n ernstige gebrek gehad in 2000 toe ek Olimpiese spele toe gegaan het. Hulle sommer vir die van 'n toets gedoen en ek het gekwalifiseer om na die Para-Olimpiese spele toe te gaan. Maar hulle het my nooit groot gemaak met 'n kind wat 'n gebrek het nie. So weet baie van my vriende wat al jare vriende met my is, jy weet ons is besig om iets te doen en dan praat ons oor die voet, dan sê hulle wat se voet praat jy van? So dit het my maar net geleer, jy weet enigiets is moontlik. Ons as ouers, ons as afrigters, ons sit 'n limit op onsself en ons sit 'n limit op ons kinders. So ons sien 'n kind, so kom ons praat oor sport. Ons sien 'n kind, dan dink ons in ons koppe, ja, hy gaan miskien op hierdie vlak in deelneem. Afrigters soek altyd die beste talent daar buitekant. Maar wat van die talent wat reg voor jou sit? So as ons mindset nie reg is nie en ek sien kan die beste uit jou bring nie, gaan ek nie die beste uit jou kan bring nie. So my voet het my geleer dat ek moet altyd gaan kyk na die goed wat mense nie raak sien nie, want as jy hulle geluister het na wat die dokters gesê het en hulle het na my gebrek gekyk, so jy nooit gedink het ek was bevoorreg om weet in 45 Grand Slams te speel in die 2 finale, was bevoorreg om 4 in die wêreld te wees, sou nooit gebeur het nie. Dis 'n baie groot ouerskapsles wat jy net daar vir ons leer, nê? En jy het ook altyd gesê it takes a village, nê? As jy kyk na jou grootwordjare in Ermelo, en as ons na baie van ons elite sporthelde kyk, dan kom hulle almal uit klein dorpies waar amper 'n gemeenskap is wat hulle groot gemaak het. Hoe kan ons daai gemeenskap weer skep, want dit bestaan amper nie meer vandag nie. Ons bly in stede agter hoë mure. Ja, vandag dis anders, maar ek is bevoorreg ek het in Ermelo groot gemaak. Ek het ongelooflike vriende gehad. Al hulle ma's en pa's was my ma's en pa's en ek sê altyd van my grootste pak slaas wat ek in my lewe gekry het was my pelle se pa's. Ja, so ek dink jy het met sosiale media, met die fone en alles en weet waarna toe ons gaan vandag, dis baie moeilik. Maar daarso is 'n disconnect vir my wanneer dit in skole kom met die skool, die onderwyser, die kind en die afrigter. Ons moet baie nader aan mekaar werk en is baie goed wat ons nou by skole doen en ek werk by skole om dit nader te kan kry. Die ouer moet weet wat die afrigter met sy kind wil doen. Julle met die kind se gemeenskap word. Ons gaan nou verder met jou gesels. Ek gesels verder met JL de Jager. JL, jy het baie goed gedoen as 'n enkel en as 'n dubbelspeler, maar op die ou ende het die lot op dubbelspel geval. Maar dit was 'n praktiese besluit, né? Vertel vir ons. Ja, ek het my eerste groot ding in tennis was toe ek 19 was, gekwalifiseer vir enkels by Wimbledon. En 6 maande later, in die eerste ronde by die Australiese Ope het ek 4 jaar in die derde stal my ligament in my regter enkel geskeur. Ek het aanhou speel, ons het uiteindelik die semifinaal gemaak, teruggekom huis toe en Dr. Fie Ferreira, wat ongelukkig nou oorlede is, hy het van kleins af na my gekyk.
En hy het vir my gesê, luister, as jy enkels en dubbels speel, gaan jy net vir 4 jaar speel. Jou liggaam gaan dit nie kan hou nie. En na daai semifinaal was my ranglysposisie top 70 gewees. Ek het in al die groot toernooie ingekom en toe was dit eintlik 'n maklike besluit vir my gewees om net te konsentreer op dubbels. Ja, maar ek wil gepraat oor daai ek het deur die pyn gespeel. Omdat jy hierdie, ek gaan dit nou sê, gebrek gehad het, nee, hierdie 10% gevoel in jou regterbeen, was jou pynpersepsie anders en dis dalk dit wat jou in staat gestel het om dit net te ignoreer op 'n manier? Ja, so ek definitief, ek sal oor my enkel gaan en my enkel sal opswel en ek sal voel hy seer. Ek kan sien hy swel op en ek is so bietjie seer, maar definitief nie wat in my linkervoet aangaan nie. So ek was nou in Amerika gewees waar ons toetse gedoen het rondom dit en die onder in my voet is omtrent niks nie. Ek kan omtrent niks voel nie. So as ek by trappe afstap, ek moet regtig baie konsentreer want as ek loop, mense sal sê dis jy loop, maar as jy my storie weet, sê jy sien ek loop maar bietjie met 'n limp. Nie dat enige van dit jou gekeer het nie. Jou dubbelspel, hoe kies 'n mens 'n dubbelspelmaat of hoe het jy besluit? Kyk, ek moes almal met iemand gespeel het wat vinnig beweeg op die baan want my voete was nie my sterkpunt gewees nie. So jy gaan kyk maar alles, weet, so ek het nie goed beweeg nie, so ek het altyd gaan kyk iemand wat goed beweeg op die baan. As jy saam met iemand kan speel, as jy nie goeie terughoue het nie om saam met iemand te speel wat goeie terughoue het. So ek het my beste resultate gehad saam met David Adams. Met ons nommer 4 in die wêreld gewees en ons het gekwalifiseer vir die top 8 saam met Robbie Koenig. Ek het baie saam met hom gespeel. Christo van Rensburg, hy was my mentor. Ek was 18 jaar oud toe hy my onder sy vlerke geneem en ek het saam met hom geoefen en hy was groot vriende gewees met Ivan Lendl, so ek het elke dag saam met Lendl geoefen. So it was amazing. Ek sien die seun van Ermelo op 18 en ek oefen saam met Lendl wat nommer 1 in die wêreld was. Christo het 'n belangrike rol in my lewe gespeel. Hy het my alles geleer van dubbels en ja, so deur die jare, my eerste jaar het ek saam met klomp verskillende mense gespeel. En toe sê Christo vir my regtig, as jy in die top 20 van die wêreld of die top 10 wil kom, moet jy een maat kry om saam te speel, saam te kan oefen en alles. En ja, so toe het ek begin fokus om saam met een persoon te speel en daai was die 3 ouens wat ek my beste resultate mee gehad het. Ja, mense dink aan tennis as 'n alleensport, want jy is maar alleen op die veld. Dit is nou nie so 'n spansport, rugby of cricket of so nie. Die dubbelspel is sekerlik 'n bietjie anders. Word dit later soos julle ken mekaar, ek weet al wat hy nou gaan doen. Nee, definitief. Ons het altyd, as ek my dubbelsmaat sê, luister, as jy iets sien wat ek beter kan doen, dan sê jy vir my. Want ek speel met jou geld en jy speel met my geld. So jy moet met mekaar kommunikeer. Jy moet praat met mekaar, jy oefen saam. So as jy saam oefen die hele tyd en iemand het miskien 'n slegte afdag, dan weet jy, ons het hard geoefen, het was nou maar net nie daai dag gewees nie. En jy begin 'n baie sterk band te vorm tussen jou maat wat jy saam speel. Dis baie belangrik. Vir jou net gou 'n laaste ding vra. Ek het gelees dat jy sê pressure is a privilege. Dis een van die goed wat jy by die groot name geleer het. Vertel. Ek het vir Billie Jean King ontmoet toe ek 18 jaar oud was. Ek het teamtennis gespeel en sy was die eienaar en sy die afrigter van die span gewees en sy is haar famous quote om te sê pressure is a privilege. Ek glo ons moet daai goed embrace want wanneer jy druk voel, dan staan jy op die drempel van om 'n impak te kan maak. As jy nooit druk voel nie, dan doen jy nie iets groot nie. So ons moet ons hand wil opsteek om te sê, as daar druk is, wil ek wil op die lyn staan, ek wil die skop vat, ek wil die diens slaan, maar ons skerm weg van druk af, en die lewe is druk, daar's geen ding wat jy in die lewe doen waar mens nie druk voel nie, so hoe vroeër ons kinders eintlik kan leer wat druk is, want skole sport is crazy op die oomblik, die druk wat die kinders onder is, en my probleem wat ek het, kinders word nie voorberei vir daai druk wat ons as 'n society op hulle sit nie. Baie dankie vir die werk wat jy doen. Ek weet Dawie en Leon gaan later met jou daaroor gesels oor hoe om kinders voor te berei. Die legendariese Chuck Norris het onlangs afgesterf, soos julle weet, en hulle sê sy grootste claim to fame is hy het 'n foto saam met John Luffney die jager geneem. Is dit die waarheid? Daar is 'n kikkie wat die rond te doen. Ek het geweet jy gaan daarna toe gaan. Ek moes dit, ek bedoel, daar's Chuck Norris, hoe ongelooflik is dit nie, hoe dit gebeur? Ja, ongelooflik, ons was in Houston gewees en ons moet, by elke toernooi moet die spelers goed doen vir 'n pro-am speel of iets, en ons opdaag daar, so hulle het ons gesê, weet, ons gaan en toe ons by die klub kom te sien ons, maar hier's baie sekuriteit. Ja, nog hier is vir jou. En toe ons instap, jy weet, toe sien ons, toe's Chuck Norris daar, en ja,
president George Bush. So dit was 'n ongelooflike ervaring geweest die dag, ja. Ek wil nou net sê, met Chuck Norris het sekerlik nie sekuriteit nodig nie. John Loughney, vertel vir my van beyond the baseline coaching. Wat gebeur daar? Maar ek was nog altyd as gevolg van my voet, was die mental kant van sport was vir my baie belangrik geweest want ek moes uitgefigure het toe ek gespeel het. Ek het obviously gevolg van my gebrek en toe ek was bevoorreg geweest, ek het saam met die beste spelers in die wêreld gespeel en toe ek klaar gespeel het, begin afrig, het ek spanne afgerig waarin die beste Roger, Rafa, 'n Novak in speel en by elke toernooi sien jy die top afrigters, so praat en gesels en leer en ek het nog altyd 'n passie vir dit gehad en toe begin ek met spelers te werk, so beyond the baseline is basies ons werk met corporates, ek het my vernoot is Chris van 'n Mesh, so dit is 'n paar wat ons doen die breinprofiele, lateraliteitsprofiele om jou dominansie te bepaal, want volgens dit het ons 'n default setting, as ek met jou werk en ek weet nie wat jy sien, wat jy hoor en hoe jy informasie kan proses nie, gaan jy die belangrike goedjies mis, so praat met besighede, help spanne. Soos gehoor, as gevolg van my voet, daar's nie limits vir my nie. So hoe kan ons spanne in corporates help om na die volgende vlak toe te gaan? Besighede wat na hulle wil hulle 10 miljoen, maar nou wil hulle 50 miljoen gaan jaag. Hoe kry ons hulle daar? Hoe praat ek met jou? Weet jy om die performance trigger van die persoon waarmee jy werk te kan kry sodat hy sy beste kan gaan doen. So ons doen die profiele en dan werk ons met die besighede en dan wat ek doen is ek vertel my storie. Ek dink dis 'n interessante storie want as jy geluister het na my ouers geluister het dan sou ek nooit gekom het waar ek was nie. So ons as afrigters, ons as ouers, ons as mense wat besighede lei het 'n belangrike rol want ons moet lei. Ek sê altyd, jy weet as mense sê hulle is jammer, dan dink hulle vulnerability is weakness, vulnerability is power. En mense besef dit nie, weet en ons as mans veral, weet ons sê nie baie maklik jammer vir ons vrouens ons verkeerd gewees nie. Maar dit is powerful daai. En ek het geleer met die sport as jy met iemand werk en vir iemand kan sê luister, ek weet hoe dit voel. Ek weet hoe voel dat jy op Senekort van Wimbledon moet speel en nou moet jy 'n groot wedstryd speel. Ek was ook senuweeagtig geweest. Baie keer wil ons voorgee, ons het al die knowledge en dis maklik. Die lewe is nie maklik nie, die lewe is 'n challenge, maar as jy dit goed reg doen, dis baie moeilik, maar dis eintlik baie maklik. As ons net die regte goed volg. Sure. Ja, natuurlik dit wat jy die individu kan leer en individu in 'n span konteks is baie belangrik. Jy moet eers daai individu reg kry voordat die span reg kry. So daarin mos maar van die swakste skakel. Ons het een hier die swakste. Jy raak net met hom. Ja, so dit was rugby is my gunsteling sport. Ek is een van ek's 3:00 die oggend in Amerika op my foon dan kyk as die Pumas en Griquas te mekaar speel. Ek love it. En ek was baie bevoorreg geweest om betrokke te wees by Tuks. Nicolas het my betrokke gekry, vir 3 jaar en my hele doelwit daar was, hoe kan ons die individuele mindset na 'n span toe bring? Want yes, there's no I in team, but if I'm not ready, how am I going to add value to the team? So om dit te bring en dit is amazing vir my gewees. So my sport, my te doen met al die mense oor die wêreld, ek is die hele tyd besig om te leer en ek vra. My pa het altyd vir my gesê, my kind, jy moet baie vra, maar ek moet weet waarna toe ek gaan. So ek noem dit my pin location. Ek moet weet waar my pin location is. En om met my pin location uit te kom, het ek sekere mense in my kar nodig om uit te kom. So hoorie, ons tyd is amper op. Ek wil jou tog net vra. Tennis as 'n spansport. Ons praat nou oor die individu. Tennis is 'n individuele sport, selfs in dubbels, maar as 'n spansport se geheel, hoe werk dit? Hoe werk die sielkunde daarvan? Kyk, ek is voor so baie jare al by World Team Tennis betrokke in Amerika. In Desember het ek die wêreldspan afgerig teen Europa en ek doen die World Tennis League ook. So jy kom basies ek kom Sondag by mekaar as 4 of 5 spelers in die span ons begin Woensdag te speel. Wat ons gedoen het met die profiele, so ek kan nou al begin agterkom jou profiel. As jy 'n linkeroor, as jy 'n regteroog en dit help my om te kommunikeer met die spelers om beter te verstaan wat hulle doen. Dit het my regtig baie gehelp. So met die beste spelers wat ek al mee gewerk het, dis baie maklik en ook die inligting van hulle te kry. Waarvan hou hulle as hulle speel of as hulle op die changeover is waarmee ek met hulle moet gesels. Ek gaan laat Dawie verder met jou daaroor gesels. Vir my baie interessant. Dankie John Loughney dat jy vanoggend by ons het raai. Ons is nog lank nie klaar mee nie. So sit net rustig. John Loughney die Jager. Mag ek jou vra, John dubbel door naam en die Loughney, waar kom dit vandaan? My oupa was John Samuel Loughney geweest. Ons het so baie Johns in ons familie. En toe besluit my ma, sy wil nie nog 'n John hê nie. Toe gee hulle vir my die double barrel naam. Maar ja,
ek sal dit nie voorstel nie, maar niemand noem my op jou naam nie. So ek het altyd, toe ons klein was, dan kom in die toernooi in Johannesburg en sê hulle, will John Lafney come to the tournament desk? Ek sê vir my pa, ek like hierdie mense, hulle ken my naam. Dan kom ek gas, my naam net geskryf as John Lafney. So so my ma het toe besluit op John Lafney en ek dink daar's baie mense in die wêreld wat daai naam het. Wat die John Lafney is. Dis Ek het John nog nooit 'n Lafney, Lafney jy's die eerste Lafney wat ek van weet. Ja, ek is 'n bietjie laf. Maar jy is 'n bietjie. Maar dis nie waaroor ons wil gesels nie. Ons wil gesels onder andere oor wat jou planne is met Stellenbosch alles. So David, ons is baie bevoorreg. Die Universiteit van Stellenbosch het vir ons 3,5 hektaar grond geskenk. Ons plan is om die state of the art, soos hulle sal sê, tennis raket fasiliteit te bou in Stellenbosch. 6 binneshuise bane, paddlebane, pickleball, restaurant, daar gaan 'n gimnasium wees. Ons gaan 'n klein sentekort hê, harde bane, kleibane en dan verblyf vir 40 spelers. Die plan is om die beste spelers in Afrika te kry om op een plek te kom oefen. Ons het ongelukkig nie fasiliteite in Suid-Afrika nie. Toe ek groot geword het, het ons fasiliteite gehad, ons het baie spelers gehad, baie toernooie gehad. So die Stellenbosch fasiliteit gaan fantasties wees vir ons want ons kan 'n proper fasiliteit oprig. Craig Tiley wat die CEO van Tennis Australië was, wat nou CEO van die Amerikaanse Federasie is, hy is betrokke. Billie Jean King en Ilana Kloss, hulle is betrokke en ons het nou begin besigheidsmense te kry. Ons moet $20 miljoen bymekaar maak om Wat? Dis 'n pot vol geld. Is dit nou vir die bane en allerlei goed? Al die goed, ja. So maar ons weet vir 5-6 maande van die jaar dan waai die wind of dit reën in die Kaap en in Stellenbosch en daar's nie fasiliteite nie. So afrigters kan nie werk nie. Daai fasiliteit gaan dit gaan 'n high performance fasiliteit wees, maar die gemeenskap gaan dit kan gebruik. Ons gaan toernooie daarvan hou. Ons wil die Senekort so maak dat ons konserte daar kan hou. So almal gaan dit kan gebruik. Hoe gaan so 'n instelling te werk om een van die groot toernooie aan te bied of 'n groot toernooi te word? So wat ons nou ook gedoen het is ons het nie baie groot toernooi in Suid-Afrika nie. Suid-Afrikaanse Ope was ek dink Suid-Afrikaanse Ope was 2013 laas in Suid-Afrika. Ja. So ons het nou ek het 'n investor in Amerika gekry. So ons gaan nou einde Mei het ons die eerste internasionale ATP Tour Challenger wat hulle dit noem. Ja. So ons gaan 4 hierdie jaar hê. So dit werk die ATP het challengers wat dan in die toer events inbeweeg. So ons plan is, meeste van ons topspelers speel college tennis. Ons het van ons spelers wat voltyd speel, behalwe Lloyd Harris. Philip Henning is so 330 in die wêreld en dan het jy vir Colin Motsi, Devin Badenhorst, hulle speel college tennis. Ons moet daai middeltoernooie met ons vir hulle skep. So wat ons nou met die challengers gaan doen, gaan dit skep. Ons plan is om 250s te hou en dan die einde van Julie begin Augustus $50,000 en $75,000. So as ek sê $75,000 is die totale prysgeld. En dan jaar 2 word daai groter, 7500 en eventually jaar 4 is ons visie om die SA Ope te hou by die nuwe fasiliteit in Stellenbosch. Maar die kunst is natuurlik hier om die groot name te trek. En waar agter loop die groot name agter die prysgeld op? Nee, dis toernooi. So ons is nog nie daar nie. As ons toernooie wil hou, ons nou Boundaries, my besigheid saam my vernoot Holger Lash, ons het vir Roger en Rafa Suid-Afrika toe gebring. Op hierdie stadium om daai name te sien, moet ons vertoonwedstryde hou. So ons plan is elke jaar om 'n groot vertoonwedstryd te hou. So ons is nou besig met die volgende match in Afrika, die groot naam om te kom. Ons is besig met die 4 challengers en dan het ons 'n span toernooi wat die showdown genoem word. 40 van die beste Suid-Afrikaanse spelers wat speel, 4 spanne, dus is die cricket, die formaat's bietjie anders, dis tydverbonde, ons speel vir 20 minute, daar's 9 wedstryde, na 9 wedstryde die span met die meeste punte wen. Jy wil jouself bemark. Jy wil eintlik deel word van die mense moet praat van jou. Yes, ja, so dis waar ons die Suid-Afrikaanse spelers kan kry om hulle te kan bemark. Die challengers gaan wees vir die Suid-Afrikaanse spelers en dan gaan ons die ultimate showdown hou waar ons die 6 top Suid-Afrikaners, 3 mans, 3 vrouens kry met internasionale spelers gebaseer op die span kompetisies wat ek by betrokke is oor see. John Lafney die Jager. Dis is 'n baie spesiale naam. Alright, sê my, wat gebeur alles in Irene? Wat is die planne daarmee? So dis die ATP Challengers wat gaan plaasvind. Die eerste een is die einde van Mei. So dit is die intreeslag van die Challengers. Ons het dit juis gedoen om al die Suid-Afrikaners 'n geleentheid te gee. Dis by die Irene Country Club. Dis so ek sê eerste toernooi is van die 25ste Mei af, dan die 1ste Junie se tweede een. Dit gaan nie net tennis wees nie. Ons wil 'n festival hou en die tema gaan tennis wees. So ons gaan 1 of 2 konserte hou daar op die cricketveld, markte en dan die tennis. Dit is 'n geleentheid vir Suid-Afrikaanse mense om te kom kyk na spelers wat tussen die ranglysposisie van 250 en 400 is. Ja.
Dis waar ons op die oomblik is, want ons doen dit juis om die Suid-Afrikaanse spelers die geleentheid te gee. Ek wil jou vra oor hoeveel geld die ouens kry. Jy weet, as jy kyk na die prysgeld is sulke lang nommers. Ja. So die ouens wat wen, maak 'n pot vol geld hierso. En die ouens word ryk. Die ouens, die beste ouens, ek praat Nadal en daai ouens. Yes. Maar wat van die ou wat nommer 10 is en nommer 20 is en so aan? Hoe doen hulle finansiëel? Dawie, hulle doen goed. I mean, mense, as jy top 100 in die wêreld is, 120 kan jy nog geld maak. Die probleem kom waar ons nou, waar jy die future events het en waar jy die challengers het, maak jy nie baie geld nie. So iemand wat die 50,000 gaan wen, gaan miskien $5,000 maak. Wat nie baie prysgeld is nie, want jy moet verblyf betaal, jy moet weet al daai goed, jy moet afrigter hê. Jy kan deesdae op jou eie toer en jy moet 'n afrigter hê wat jou kan help. Die spanne van die tennisspelers raak al hoe groter. Mense sê die groot name, hulle sit met 6-7 ouens in hulle boks wat na hulle kyk. So topspelers maak baie geld, maar die interessante ding is van 'n sportwyse. Op hierdie stadium van die geveg is jy in die eerste ronde by 'n Grand Slam verloor, maak jy $100,000. Dis tennis. Maar as dis net 12 of 13% van die totale van die toernooie. As ons gaan vat wat die NBA, die hockey, die baseball maak, moet 'n tennisspeler om en by tussen 500 en 600,000 maak as 'n eerste ronde verloor. Dis die prysgeld wat die ander sporte maak. So tennis is baie ver. Dis Novak het hierdie spelersfederasie begin om te fight, om te sê kom ons kry meer geld. Gepraat van hom byvoorbeeld. As mens nou kyk na tennis, Djokovic, Nadal die afgelope tyd, Federer en daar's 'n paar nuwe ouens wat nou besig is om groot name te word in tennis. Daar moet iets spesiaals wees. Ek meen jy's nou 'n afrigter. Ek meen jy's 'n sielkundige eintlik maar. So wat maak daai dominante speler? Wat maak hom dominant vir so lank? Of een van die heel sterkste spelers vir so lank? Ek sê altyd, the only currency that can give you a chance to be successful is discipline and consistency. Daai ouens is elke liewe dag doen hulle die regte goed. Jy sal dit aftaal. As jy na elke reis gaan kyk, as hy verloor in 'n toernooi en hy staan met die bekers, hulle vat die bekers weg en dink jy uiteindelik gewen. Hulle het 'n kort geheue. Dis die belangrikste ding wat jy nodig het wanneer jy suksesvol wil wees. Jy moet 'n kort geheue hê, want hoe vinniger jy vergeet van jou verloor, hoe vinniger kan jy aanbeweeg. Meeste mense verloor, dan dink hulle aan vir 'n week lank. Kinders selfde, ouers dieselfde. As jy verloor, beteken jy swak nie. Jy het 'n afdag gehad. Gaan werk aan die proses om op bo te kom. Moenie dink aan ons fokus te veel aan wen. Wat het jy nodig om elke dag te doen sodat jy 'n beter kans het om consistently te kan wen? Dit was baie lekker om saam met jou te kuier. Dankie dat en jy jy my weet gehad seker het, daarvan, maar ek gaan dit nou vir jou vertel. Ons kameraman sê hy het hom geken as kind en hy het vir my vertel dat dan sê jy dan kom hulle deur die dag gereël daarby verby sê kom ry saam met ons fiets en sê hy nee, hy's besig om te oefen. En dis die kuns om iemand te word wat jy uiteindelik word. Dankie dat jy by ons het draai gemaak. Dankie Dawie.